Graad 7 wiskunde, transformasie. Translasie. Wat beteken translasie? 'n verandering in posisies en of oriëntasie van die vorm. Dit beteken die vorm draai of die vorm skuif. Wat beteken translasie? 'n transformasie waarin die vorm van links na regs skuif of opwaarts en afwaarts beweeg. Hier is 'n voorbeeldjie, die pyltjie begin links, hy beweeg regs. Die maan beweeg van onder na bo, die driehoekies beweeg van bo na onder en hierdie y beweeg weer van links na regs. Refleksie. Refleksie is die spieelbeeld van 'n vorm wat gereflekteer word. Byvoorbeeld as jy voor 'n spieël staan, sien jy jouself. Net so as hierdie vorm in die middel gevou word, twee papiere, lyk hulle presies dieselfde. Hierdie pyltjie ook, as hy in die helfte gevou word, gaan hy presies dieselfde wees. Wat is 'n simmetrielyn? Die lyn waaroor 'n vorm gereflekteer word, soos wat ek hierbo ingetrek het, dit word ook die spieellyn genoem. Die spieellyn word ook die simmetrielyn genoem. Onthou dit, spieellyn, simmetrielyn. Kom ons teken die simmetrielyn in van die volgende figure. Ons begin om die simmetrielyn in te trek van die ster. Die simmetrielyn kan hier lê. As jy hom vou, lyk dit presies dieselfde. Hy kan ook daar lê. As jy hom vou, gaan hy dieselfde lyk. Hy kan ook in die middel of selfs daar. Kom ons trek die simmetrie in van die vorm 2 in. Ons kan ook die simmetrielyn invul van vorm 3, wat die hartjie is. Kyk asseblief en maak seker. Kom ek wys jou wat is nie 'n simmetrielyn by die hartjie nie. Ons kan nie die lyn daar trek nie. Hoekom nie? Want dan is die vorm, lyk hy glad nie dieselfde nie. Maar die simmetrielyn kan op daai swart lyntjie wees, want dan lyk die vorm weerskante presies dieselfde. Rotasie. Dit is 'n transformasie waarin jy 'n vorm roteer of draai. As ek aan rotasie dink, dan dink ek dadelik aan 'n horlosie se wysers. Die wysers wat in die ronde draai. Rotasiepunt. Wees versigtig. Die punt waarom 'n vorm in 'n rotasie roteer. Dit beteken, dit is hierdie punt. Dit is die middelpunt en alles draai om dit, dis die rotasiepunt. 'n voorbeeld hiervan is byvoorbeeld hierdie pyltjies wat ek geteken het. Die pyltjie begin by die bloue, hy gaan na die groene, na die perse, na die gele en terug na die bloue. Hy roteer, rotasie vind plaas. Tessellasie, 'n patroon van kongruente vorms wat 'n oppervlakte sonder gapings of oorvleelings bedek. Dit beteken ek het 'n vierkantige gedeelte waar ek byvoorbeeld teëls wil insit en ek lê die teëls teen mekaar. Dit beteken daar's nie openinge tussen die twee teëls nie. Dit beteken daar's nie gapings nie. Dit beteken ek sit nie een teël bo oor die ander teël nie. Hulle word langs mekaar ingesit. Tessellasie beteken ook dat daar geen gapings of oorvleelings is nie. Onthou dit, dis hoekom dat ek dit herhaal het. Hier is goeie teelwerk, 'n voorbeeld, en hierso is ook nog 'n voorbeeld. Sien jy dat dit nie mekaar oorvleel nie en dat daar ook geen gapings, geen gaatjies is nie.